By ons volgende uitgawe van Viewpoint of Standpunte gesprek van AgriX. Dis die plek wat ons aktuele onderwerpe aanraak en gewoonlik onderwerpe wat nie die normale rakspasie kry in die hoofstroom media nie. Nou, vandag gesels ons oor 'n baie belangrike onderwerp van handelaars hoëwaarde goedere. Nou, dis 'n term en 'n impak in die landbousektor wat ek self nie van bewus was nie, tot ek nou met ons deskundige vandag tot ek hom raak geloop het, Fransjo Myntjies van Moonstone. En om bietjie met ons gesels en dit op te klaar en sê, maar wat is dit, wat beteken dit, wat moet ou doen, wat moet 'n mens nie doen nie. So Fransjo, baie welkom by AgriX se standpunte gesprek. Ons praat graag met jou. Maar voor ons begin, vertel net bietjie meer rondom wie is jy en wat doen jy by Moonstone en hoe lank en asseblief. Baie dankie Koos. Nee, baie dankie vir die geleentheid. Wel, ek kan miskien net baie vinnig sê, gebore en getoe in Pretoria. En ek dink in die ou dae was ek 'n blou bul gewees. Ek weet Koos is 'n groot cheetah. Maar ja, so en Pretoria is altyd lekker plek as die bulle verloor, hoor. Maar nou ja, ek sal nie maar soos in die verlede altyd vir Koos net herinner, jy weet, as die bulle en die cheetahs gespeel het, wat was die uitslag? Maar baie dankie Koos, net so 'n bietjie van my agtergrond, ja, gebore getoe in Pretoria. Ek het maar hier was op universiteit gewees vir 5 jaar. Daarna het ek so in die finansiële dienste begin by een van die groot versekeraars 1990 en dan vir die afgelope 20 jaar is ek by Moonstone Compliance. Ek is daar nog steeds as 'n compliance officer. En dan kan ek miskien net kortliks sê, Moonstone Compliance, wat ook alreeds seker sedert die jaar 2000 begin het en is in die bedryf vir FACE en FICA wetgewing se compliance gedeelte. So ek sê, ek self is 'n compliance officer en ja, ek diens kliënte wat aan hierdie wetgewing moet voldoen. Nee, fantasties. Vir ons is dit altyd lekker, ek bedoel, jy is ook op die paneel van adviseurs vir AgriX en met jou ervaring en goed, maar ook die rigsteen wat jy het van Moonstone, dink ek is belangrik ook vir kliënte om te weet. Jy weet, dit is nie net 'n eenman ou wat iets probeer doen of reg kry nie, so dit is 'n hele besigheid agter dit met 'n lang bewese track record, as ek dit nou so kan uitdruk. Nou goed, Fransjo, die onderwerp wat ons gesê het, ons wil praat oor hoëwaarde goedere, handelaars en hoëwaarde goedere, is 'n term wat eintlik nie baie bekend is in die landbousektor nie. En wat beteken dit en hoekom is dit belangrik vir die landbousektor? Wel, ek dink dit is 'n baie goeie vraag, Koos. Dankie daarvoor. Die term hoëwaarde handelaar en hoëwaarde goedere of 'n high values goods dealer is spesifiek in FICA wetgewing bygevoeg 3 jaar gelede. En toe die aspek van 'n high value goods dealer bygevoeg is, in kort het dit beteken dat daar heelwat instansies wat ook in die landbousektor is, nou binne hierdie definisie val en die praktiese gevolg daarvan is dat hulle ook moet voldoen aan al die vereistes wat deur die wetgewing daar gestel word, deur die FICA wetgewing daar gestel word. Ek kan miskien maar net noem dat baie belangrik, en miskien sal ek dit 'n paar keer maar noem in ons gesprek,
Want ek dink die een vraag is baie keer wat gesê word, ja, maar is ek nou 'n high value goods dealer? Ja of nee? En ek dink die belangrike ook hier is in jou gewone loop van besigheid moet dit iets wees wat jy deurlopend doen. Dit word dan ook gekoppel aan goedere, artikels, fisiese artikels, wat jy as die handelaar mee handel dryf. En dit is waar, en dan is daar 'n bedrag wat R100.000 is, waar daar gesê word, indien hierdie, ek noem nou maar die Engels, high value goods, moet R100.000 of meer wees. En dit is ook, hierdie bedrag is eintlik die bedrag wat bepaal word deur die high value goods dealer. Met ander woorde, die instansie, die persoon in die landbousektor, wat dan bepaal wat is die waarde van hierdie artikel waarmee handel gedryf word. Goed, Fransjo, net vir myself om te verstaan, so daar was wysiging in wetgewing gewees, regulasies, wat dit eintlik uitgebrei het na enige persoon wat handel dryf in 'n hoë waarde artikel, en by implikasie, omdat jy met 'n drempel sit, en jy het nou dit nou genoem van R100.000, so enige handelsaktiwiteit met sulke goedere, maak jou dan verpligtend om eintlik te voldoen aan al die vereistes. So as ek reg as ek dit sê. Ja, nee, heeltemal reg, Koos, en ek dink dit is die, ek wil sê die geluk of die ongeluk, ek weet nie wat mense dit wil noem nie, maar die wetgewing is daar, en die wetgewing wat reeds, ek kan miskien net vinnig noem, FICA wetgewing is al in Suid-Afrika van toepassing van 2003 af. Ek dink net om dit prakties te maak, wanneer praat ons van FICA, julle sal weet as jy byvoorbeeld na 'n bank toe gaan, jou ID, jou utility bill, jou adres, wat al baie lank in praktyk is. So wat toe gebeur het is inderdaad van 19 Desember 2022 is die FICA wet toe aangepas en gewysig. En daar is toe 'n paar addisionele, wat ons noem, sê aanspreeklike instellings, of die ander bekende woord, accountable institutions, in terme van FICA, is toe daar gestel. En een van daardie instellings is dan 'n high value goods dealer. Okay. Maar wat het dit veroorsaak? Hoekom is dit uitgebrei? Goeie vraag. Ek dink ons kan dit baie vinnig reduseer na Suid-Afrika se poging om van die gryslys, die greylist, verwyder te word. Ek glo die meerderheid wat hierna luister, behoort dit al in die media op te getel het, dat daar deurlopend verwys word na hierdie aspek. Nou in kort, hierdie gryslys, wat in werking, eintlik wat gebeur het, is dat hierdie klompie lande, wat saam kyk na, ek gebruik nou maar die Engelse terme, money laundering, geldwasery, terrorist funding, wêreldwyd. Hulle het met hulle ondersoek na Suid-Afrika se wetgewing, waarmee hulle baie tevrede is, die wetgewing, maar die toepassing daarvan, het hulle self toegenoop om Suid-Afrika op die gryslys te plaas. Nou, miskien 'n bietjie goeie nuus daarom op hierdie stadium. Ons sit, en ek dink almal wat hiervan bewus is, sit met angstigheid en wag, want daar is 'n baie groot moontlikheid
dat Suid-Afrika hierdie maand moontlik verwyder sal word van die gryslys. Ek kan net eintlik dan dit verder vat, Koos. Daarom te meer, dink ek, is dit belangrik. Ek het nou die agtergrond gegee, waarom is die wetgewing uitgebrei? En dit het juist daaroor gegaan om die net of die netweier te span en seker te maak dat instellings dan ook as 'n aanspreeklike instelling beskou word, sodat hulle kan verslag doen. Hulle kan na ons praat maar van die FIK, dit is die finansiële inligtingsdiens, aan wie daar dan 'n verslag gelewer word, en te sê, hoorie, ek het nou met 'n kliënt gewerk. Ek is 'n high value goods dealer. Ek het 'n klompie op die veiling, het ek buffels verkoop. En hier is die inligting wat ek moes versamel, wat ek weet ek moet doen, en hier is iets wat suspicieus lyk, en daarom moet ek dit nou aanmeld. Ek kan maar net sê, die rede was definitief as gevolg van Suid-Afrika se posisie, dat ons op die gryslys nog steeds is, maar verder is die wetgewing is ook baie is 'n robuuste wetgewing wat derentyd aanpas. Dis 'n risikogedrewe wetgewing en is 'n praktiese wetgewing. En ek dink aan die einde van die dag, as die instansie net bewus is dat hulle wel moet voldoen aan die vereistes. En dis die belangrike. Ja, Frans, goed, so wetgewing is verander wat normaalweg amper net op die finansiële instansies van toepassing was, is uitgebrei. Enige transaksie bo 'n sekere drempel word 'n verantwoordelike instansie. Wat beteken dit? Wat moet so 'n instansie doen? Net kortliks. Okay. Wel, die eerste wat gedoen moet word is, die instansie moet registreer by FIC, die Financial Intelligence Center, of die Finansiële Intelligensiediens. Jy moet daar registreer. Dit is 'n gratis registrasie, jy betaal nie daarvoor nie, maar jy moet registreer. Dit is die aspek. So as dit duidelik is dat jy wel binne hierdie kader val, het jy nie 'n keuse nie, jy moet registreer. Die volgende aspek wat outomaties gaan is, jy sal moet, wat ons noem, wel die wetgewing praat van 'n FICA voldoeningsbeampte, compliance officer, moet aangestel word. En om dan uit die aard van die saak leiding te neem en te kyk dat daar aan al die aspekte van die wetgewing voldoen word. 'n vinnige derde, miskien ook 'n baie belangrike aspek is in artikel 42 van FICA, die instelling moet ook, ons noem dit 'n risk management, die wetgewing praat van 'n risk management compliance program, of 'n RMCP, moet opgestel word. En daardie dokument wat opgestel word, moet spesifiek praat met die besigheid. Alles wat in terme van die wetgewing vervat is, om te sê wat word gedoen en wat moet nie, wat moet gedoen word deur hierdie instelling. En dan is daar nog 'n aspek, vinnige een wat in my gedagtes kom, opleiding, wat ook 'n baie belangrike aspek is. Alle werknemers van die instelling is verplig om deurlopende opleiding te doen in die wetgewing, en ook op hierdie RMCP wat opgestel is, hierdie dokument wat opgestel is. Goed, Frans, nou goed, so ek is 'n instansie, ek is 'n verantwoordelike instansie, of ek is tegnies maar ek doen dit nie. Wat is daai risiko, moontlike boetes vir so besigheid, wat dan nie aan daai vereistes voldoen nie? Ja. Ek kan hier definitief noem dat die reguleerder
wat ek reeds genoem het, die FIK, het na die afkondiging op 19 Desember 2022, het hulle het 'n sogenaamde grasietydperk gegee, van ten minste 18 maande. En na die 18 maande verby is, het hulle daadwerklik begin om te begin kyk na instansies wat enerzijds wat alreeds moes registreer, omdat hulle sê 'n high value goods dealer is, en hulle dit nie gedoen het nie. Anderzijds het hulle begin en hulle is voltyds daarmee besig om op te volg met instansies wat reeds geregistreer is, om dan net te kyk en te sê, maar voldoen hulle wel aan al die vereistes waaraan hulle moet voldoen. So net wat jy sê, wat is die risiko's? Ek dink die eerste, en partykeer miskien is dit iets waar mense nie so daaraan dink nie, maar is 'n reputasierisiko. Want sou die FIK wel die instelling besoek of en deur 'n proses gaan en daar word 'n boetes opgelê, gaan daardie inligting word dan ook in die openbaar gepubliseer. Dit is deel van die aspekte waar daar 'n reputasieskade vir die instelling. Ja, absoluut. Nee, en as jy praat oor die boetes, ek kan maar vinnig noem, die wet het sekere maksimums, wel, en dit is enige iets vir sekere instellings van 'n maksimum van 5 miljoen tot en met 100 miljoen, waar daai boetes kan wees, en daar selfs tronkstraf wat ter sprake kan kom. Maar ek kan vir jou prakties noem, en dit het mense nou al opgetel, waar die FIK gegaan het en bloot net gaan kyk het. Ek het byvoorbeeld ek kan gou vir jou 'n voorbeeld noem in die landbousektor van 'n redelik bekende handelaar in 'n sekere trekkers wat glad nie geregistreer het nie. Wat definitief wel, dit is 'n high value goods dealer, en hulle het 'n boete ontvang omdat hulle nie geregistreer het nie. Nou ek dink ons sal sekerlik bietjie later daarby uitkom te sê, maar wat doen jy? Wat moet jy nou doen? En ek dink dit is waar ons definitief in staat sal wees om te kan help. Vooral so wat jy sê is dis werklik. Daar is al boetes in die landbousektor wat jy van weet wat opgelê is. Wat is tipiese voorbeelde van transaksies? Ek bedoel, daar's baie transaksies in die landbousektor wat plaasvind. Ja. Tipiese voorbeelde van transaksies wat normaalweg is, nie net een item wat ek verkoop nie. Ja. Dis nie so maklik nie. Geef ons 'n bietjie 'n paar voorbeelde. Ek dink die eerste een waarna ek sommer vinnig dink wat baie bekend is in die landbousektor is veilinge. Veilinge van lewende hawe, as ons daaroor wil praat. Ja. So my verstaan daarvan is, dit word weekliks gedoen reg oor Suid-Afrika. So dit is die eerste aspek, veilinge van lewende hawe, dit kan wees van wild, selfs van eksotiese wild, van eksotiese plante. So enige, dit is eintlik, en dit gaan oor dit is 'n fisiese produk wat gekoop en verkoop word, en waar hy bo kan die R100,000 dan val. So ek het nou genoem van veilinge. Nog 'n praktiese, en ek meen, ek het al 'n bietjie gaan kyk, en daar is al 'n hele klompie van die instansies wat besigheid bedryf, en dis elektroniese platforms, en dat jy dan op hierdie platform gaan en hy plaas dan, het sy dit splinternuut of tweedehands, sy items, om te verkoop, en hy verval uit die aard van die saak oor hierdie R100,000. Dan moet daai instansie uit die aard van die saak ook as 'n
accountable institution gaan registreer. Ja. So is 'n wye definisie, dis 'n drempel Baie van wyd. transaksies oor 100.000 en dis dit. Nou goed, nou ek weet nou ek moet registreer. Jy het nou vir my wat is die volgende stap? Wat moet ek nou doen om nie in die hande van die fiek te val nie? Okay. So my raad aan jou sal wees dat jy weet jy moet registreer. So hoe registreer jy om sekerlik daardie inligting te kry? Ek meen dit is soos ek het dit reeds genoem, dit is 'n eenvoudige proses dat jy as jy weet hoe om dit te doen, geen probleem nie. Dit word aanlyn word dit gedoen. Maar ek sal hier uit die aard van die saak sal ek vir jou raad gee om te sê praat met iemand wat jou kan help daarmee. Want dis die eerste stap. Jy moet registreer. Dan volg, ek het 'n paar aspekte vir jou genoem. Ja. Dan volg daar 'n hele klompie ander aspekte waaraan wat jy moet gaan voldoen. En wat 'n mens net in gedagte moet hou. Dit is 'n deurlopende proses. Dit is nie jy het gevra om daarom net ek weet ek moes al registreer het, maar nou het ek nie geregistreer nie. So daarom sal ek te meer sê doen dit so gou as reeds gister en kry net die aspek aan die gang dat jy met daai proses kan begin. Alright. Nee, Franslin, jy het nogal 'n baie oulike artikel geskryf rondom die aspekte en wat jy en saam met dit het jy 'n tipe van 'n self-evalueringsvraelys saamgestel. Hoe kan dit boere help om vas te stel of hulle aan die vereistes voldoen? Ek dink die spesifieke vraelys wat baie kort en kragtig is, ek dink is maar 10 vrae, maar ek dink dit sal die boer of die instansie sal dit baie vinnig vir hom of vir haar daardie antwoord kan gee om te sê moet ek voldoen aan hierdie vereistes, ja of nee. En ek dink die tipiese vraag wat jy dan alreeds kan beantwoord is moet ek registreer? Uit die ander voordeel vir jou en ek dink dit is wat ek op wil klem lê is sou jy hierdie vraelys voltooi is daar ook vir jou 'n geleentheid om te vra vir 'n kostelose 30 minute persoonlike opvolg en ek kan weer eens bevestig die inligting wat jy verskaf is bloot net die inligting om jou te kontak en met jou te gesels en persoonlike vrae te kan beantwoord. So ek sou as ek daai raad kan gee, sou dit my eerste stap wees. Ek dink mense moet net hier in gedagte hou en ek dink wat die mense nou al reeds verstaan, die wetgewing is klaar in plek. En ek dink daai tipiese, wel ek sê nou maar die uitdrukking ignorance of the law is not an excuse. Is hier van toepassing. So ek dink dit is miskien in jou belang om so gou moontlik die vraelys net te gaan voltooi en daarna glo ek sal jy as mens dit nou opgevolg het, sal jy 'n ingeligte besluit kan neem hoe om die pad verder te vat. Ja, so, dankie Francis. So, dis eintlik maar 'n vraelys is 'n lekker meganisme om die proses aan die gang te kry, seker te maak okay, ek is dalk 'n hoë waarde handelaar en om 'n idee te kry van wat se goed waarna ek moet voldoen. Daar is ondersteuning beskikbaar vir ouens wat dan met iemand wil gesels en jy's bereid om ouens te help. So baie dankie daarvoor. Absoluut.
Nee, 100%. en dankie vir jou tyd en dankie vir die deel hiervan. Ek dink dis ongelooflik belangrik. Want daar's soveel goed wat gebeur in die jy weet, boere, landboubesighede is elke dag besig om besigheid te doen. En die goed is nie altyd belangrik of dringend nie. Maar dit Absoluut. is geweldig belangrik, want ek bedoel, jy het genoem reputasieskade, boetes en die tipe van goed. So dit is absoluut die moeite werd om seker te maak die goed by 'n plek. Dankie vir jou inligting, dankie vir jou tyd. Waardeer en ons gaan die skakel na die vraelys sal ook direk onder hierdie video gaan ons dit plaas. Baie dankie vir jou tyd en almal se tyd. 100%. Nee, vreeslik dankie ook vir die geleentheid, Koos. En ek moet ook sê ook vir AgriX, dankie vir die geleentheid. En ek hoop dat ek in staat sal kan wees om mense wat wel die navraag het te kan help hiermee.